Hemelse Vader, wat 'n voorreg vir ons om vanmôre hier by mekaar te kan wees. Dankie Here vir die voorreg wat ons het om te kan weet dat U die God is wat ons ken, dat U ons roep, en dat ons ook U roepstem kon hoor. En Vader, ons bid dat U in die groot genade en die liefde ons elkeen sal omvou en sal beskerm en sal seën. Ja, Here, is wat ons bid vir elke naam wat in die houtkussie geplaas is. So bid ons ook vir elkeen wat hier is, elkeen wat ingeskakel is by hierdie erediens vandag. Bid ons U seën af oor ons elkeen. Bid ons Here dat U ons sal seën, dat U ons liggaamlik sal seën met gesondheid, met krag, met U beskerming, met U teenwoordigheid, dat U ons veilig sal hou waar ons gaan. En Here, dat U ons sal seën in ons werk, dat U ons kinders sal seën wat nou met vakansie is, dat U die onderwysers wat ook so 'n bietjie 'n breek het, dat U vir hulle sal seën, en dat U hulle weer sal verfris, om weer hulle werk te kan aanpak met nuwe energie en nuwe krag. Ons bid Here vir elkeen wat by die huis is, ons bid vir mense wat met pensioen is, ons bid vir mense wat in 'n werksituasie is elke dag, ons bid vir mense wat sukkel om werk te kry. Bid ons Here dat U elkeen sal seën, en dat U sal voorsien in elkeen se behoefte, en dat U guns en U genade op ons elkeen sal wees, sodat ons in die werksplekke waar ons is, ook U goedheid en U guns en U teenwoordigheid en die deurbrake van God in ons lewens sal beleef. Ons bid Here dat U vir ons emosioneel sal seën. Ja Vader, dat ons sal groei tot mense wat emosioneel ook nuut gemaak is deur Jesus Christus. Ja Vader, dat ons nie sal toegee aan die emosies van ons vlees nie. Maar Here, dat ons, wanneer emosies opkom, dat ons nie sal sondig nie, maar U altyd sal eer en altyd sal dien, ook daarin. En daarom bid ons Here dat U vir ons sal seën met vrede en met vreugde, met hoop, met 'n oorwinningslewe en 'n bewussyn van dat God hier teenwoordig is. Ons bid Here dat U ons verhoudinge sal seën. Die verhoudinge wat ons mekaar het, in ons huise, met ons kollegas by die werke, maatjies, vriende, bure, mense in ons omgewing. Ja Here, dat ons in die verhoudings waarin ons staan, ook U goedheid en U guns sal uitleef elke dag. En Here, dat daarin ook die liefde van God sigbaar sal wees. Dat daarin ons ook op so 'n manier sal lewe, Here, dat Jesus Christus sigbaar sal wees, sodat U ook U kerk kan uitbou en kan seën, ook deur dit wat ons leef en dit wat ons is elke dag. Ons bid Vader daarom dat U vir ons geestelik sal seën, dat U elkeen van ons na U toe sal trek. Here, as daar mense is wie se name in hierdie kussie is, wat nog nie hulle lewe aan U oorgegee het nie, wat nog nie besef het dat God se genade so groot is dat Jesus ook vir hulle gesterf het. Dan bid ons Here dat 'n nuwe lewe en wedergeboorte ook vir hulle sal aanbreek en dat U hulle lewens sal nuut maak. Here, vir elkeen wat in verhouding met U leef, bid ons dat U meer en meer in ons sal word elke dag en dat U verheerlik sal word. Here, ons is hier by mekaar in die naam van die almagtige God, Vader, Seun en Heilige Gees. En ons bid Here dat U guns op ons elkeen sal wees vandag. In Jesus se naam bid ons dit. Amen. Jy nie net sommer iemand naby jou groet, weet, party van julle sit bietjie ver weg van die ander af, maar groet iemand en sê, mag die vrede van die Here met jou wees vandag. Mag die vrede van die Here met jou wees. En vir mense wat ingeskakel is, as jy iemand daar by jou kry, sê dit vir hulle, as jy niemand naby jou het nie, stuur vir iemand 'n WhatsApp en sê vir hulle, mag die vrede van die Here vandag met jou wees. En dan staan ons op en dan sing ons daai lied wat ons verlede week gesing het,
Ek wil meer en meer en meer lyk soos Jesus. Ek wil meer en meer lyk soos hy. En vir hierdie lied, dit voel altyd ou moet so 'n bietjie jou tong oefen, jou tong net so 'n bietjie loskom, jy weet, op 'n Sondagoggend, ek weet nie hoeveel woorde het julle al gepraat nie. Maar miskien moet jy net so vinnig vir die ou langs jou sê, kom ons sing vinnig saam. Dat jou tong net loskom, want jy moet vinnig sing om hierdie woorde in te pas. Maar kom ons staan op en sê, ek wil meer en meer en meer lyk soos Jesus. Pragtige lied. Ons het hierdie laaste en ek wil meer en meer lyk soos hy, lyk vir my daarom reg gekry in die einde. Dis 'n pragtige lied, maar dis nie net woorde wat ons sing nie, dis nie maar net 'n lekker lied om te sing nie, maar dis 'n gebed, dis 'n begeerte van ons hart, om te kan sê, Here, my begeerte is dat ek meer en meer en meer soos Jesus sal lyk, en daarom wil ek graag onbeskaamd voor U leef, en daarom wil ek vir U sê, Here, hier is ek, gebruik vir my, met wat ek is, en met wat ek het, en baie keer voel ons onbekwaam, en baie keer voel ons, asof ons nie waardige getuies is nie, maar die Here sê, as Jesus in jou is, en God sy gees vir jou gegee het, dan is jy 'n waardige getuie vir die Here. Wie sal ek stuur? Wie is vol met sy heilige vuur? Wie sal hy stuur? Wie is gevul met sy heilige vuur? Wie kan hy vertrou? Wie sal sy naam hoog hou? Stuur my, stuur my, stuur my, stuur my. Onbeskaamd sal ek staan, onbeskaamd vir sy naam. Ek sal my nie skaam vir Jesus nie, onbeskaamd sal ek gaan, onbeskaamd sal ek sing. Kom reinig my hart en my mond,
dat my woorde lewe spreek. Kom reinig my gedagtes, dat wat ek doen my onbeskaam laat staan voor U. My onbeskaam laat staan voor U. Hy wil ons stuur. Hy wil ons vul met sy heilige vuur. Hy wil ons vertrou. Ons sal sy naam hoog hou. Stuur ons, stuur ons, stuur ons, stuur ons. Onbeskaamd sal ek staan, onbeskaamd vir sy naam. Ek sal my nie skaam vir Jesus nie. Onbeskaamd sal ek gaan, onbeskaamd sal ek sing. Kom reinig my hart en my mond, dat my woorde lewe spreek. Kom reinig my gedagtes, dat wat ek doen my onbeskaamd laat staan voor U. My onbeskaamd laat staan voor U. Ek roem U naam, ek wil graag sing, ek wil U eer, U alle bring, want daar is trou en liefde by U Heer. Ek wil voor U almag buig, met my U groot ontferming, genade vir 'n sterfling. Ja, daar is geen einde aan U liefde nie. My diepste nood bring ek voor U. Tot U, ek vra U Heer, sien my tog raak, genees my grootste seer. Ek wil voor U almag buig, met my hele hart getuig van U groot ontferming, genade vir 'n sterfling. Ja, daar is geen einde aan U liefde nie. Here, daarom wil ons U lof besing. En daarom wil ons stemme voeg by die stemme van die engele in die hemel en hulle wat ons vooruit gegaan het, as ons vandag ook U heiligheid besing en sê heilig, heilig, heilig is U, o Heer. My hart aanbid U. My hart is bly en roep dit uit. U is heilig. Heilig
My hart is bly en roep dit uit. U is heilig, Heer. Heilig, heilig, heilig. My hart, o Heer, aanbid U. My hart is bly en roep dit uit. U is heilig, Heer. Heilig, heilig, heilig. My hart, o Heer, aanbid U. My hart is bly en roep dit uit. U is heilig, Heer. U is heilig, Heer. U is heilig, Heer. Ja, Here, voor U heiligheid buig ons. Voor U, die almagtige God van hemel en aarde. En voor U kom staan ons elke keer, Here, in afhanklikheid. Want elke keer as ons bid, dan spreek ons eie afhanklikheid van U uit. En dan kom bely ons, Here, dat ons self nie kan nie. En dan plaas ons lewens voor U neer. En bid ons, Here, dat U vandag ook vir ons uit die woord uit weer sal vul met opgewondenheid oor wie U is. En dankie, Here, dat ons voor U kan buig en U kan ken. En dat U ons ken. Ons eer U grote naam. Amen. Ons gaan net nou saam lees uit Psalm 145. Maar ons wil eers so 'n bietjie gesels net oor waar ons is nou in die geskiedenis. Dit is interessant, in Suid-Afrika vier ons mos nou eerskomende Dinsdag Erfenisdag. Nou partykeer kom hierdie vakansiedae en dit gaan by ons verby en ons weet maar net dis 'n dag wat ou nie gaan werk nie en dis 'n dag wat jy bietjie kan rus en so meer, en mense nie altyd lekker meer gefokus op wat is die betekenis van al hierdie vakansiedae nie. Nou wonder ek wie van julle onthou nog hoekom het Suid-Afrika 'n erfenisdag? Wie kan onthou waar kom dit vandaan? Dis 'n interessant erfenisdag, nee, dis een van hierdie dae wat so hy so saggies kom hy by ons verby. En erfenisdag is in 1994 toe al die nuwe vakansiedae na die verkiesing daai tyd vasgestel is vir die nuwe Suid-Afrika. Is daar besluit dat daar aan sekere dae nou nie gekarring word nie en dat sekere dae bly behoue. Maar toe was daar uit die verskillende kulture uit, was daar verskillende groeperinge wat gesê het, maar hierdie dag is vir ons belangrik. En so die Zulus toe gekom uit KwaZulu-Natal en gesê dat hierdie dag is vir hulle 'n baie belangrike dag. Dit is Shaka dag. Dis die dag waarop Shaka Zulu, hulle groot koning, gesterf het. En daarom wil hulle graag daardie dag vier. Die 24 September elke jaar moet gevier word as Shaka dag. Natuurlik kan jy nou dink met al ons verskillende groeperinge van mense en kulture in ons land, het dit nie oralste ewe goed afgegaan nie. En het mense gesê, nee, maar jy weet, dis nou net julle ouens in Natal wat dit vier. Hoekom moet ons dit nou as 'n nasionale vakansiedag? En daar was baie onderhandelings oor en weer, die kant en daai kant, en uiteindelik is daartoe besluit dat dit 'n dag gaan word waarin almal in Suid-Afrika 'n geleentheid kry om hulle eie erfenis te herdenk. En het dit erfenisdag geword. So vir die Zulus is dit in 'n sekere sin nog steeds Shaka dag. Maar vir die res van ons is dit nou erfenisdag. En was die bedoeling regtig geweest dat dit sou bydra daartoe dat mense uit verskillende kulture uit iets van 'n waardering sou kry vir mekaar se kulture. Maar in praktyk het die ding nou nie so lekker gewerk nie.
Julle weet mos nou ons bly in Suid-Afrika met baie verskillende groepe mense en so meer, en dat die geskiedenis is nie 'n eenvoudige geskiedenis in Suid-Afrika ook nie. So daarom het hulle baie gou agtergekom dat dit wat vir die een groepering 'n groot besondere dag is wat hulle graag wil vier, of gebeure wat hulle wil vier, dis vir die ander ouens 'n verleentheid of partykeer selfs 'n traumatiese ding. So nou vier hierdie ouens ons erfenis, maar vir hierdie ander ouens is dit nie 'n goeie ding nie. En so het erfenisdag in 'n sekere sin het hy so bietjie nooit lekker op sy voete kom behalwe vir die feit dat mense lief is daarvoor om een of ander tradisionele klere aan te trek op die dag om daarmee iets van hulle erfenis te vier nie. En daarom was dit interessant dat in 2007 het 'n man wat toe nou bekend geraak het as Jan Braai, het toe gekom met die voorstel en gesê kom ons maak dit Braaidag. En so het erfenisdag in Suid-Afrika, alhoewel die naam nog erfenisdag is, het dit eintlik tot 'n groot mate Braaidag geword by baie mense. En wat hulle gedoen het, is hulle het mense van verskillende kulturele groepe bymekaar gekry en gevra dat almal van hulle sou deelneem aan hierdie ding. Desmond Tutu was hy nogal een van die groot ouens wat hom beywer het vir Braaidag, en hy het gesê, wat is nou beter as dit al die Suid-Afrikaners saam om dieselfde vuur kan staan en 'n vleisie braai. Dis mos nou 'n goeie manier om bymekaar uit te kom. Maar hoe dit ook al so het Braaidag nou eintlik so 'n bietjie gestiek. Hy het so 'n bietjie vasgehaak by mense, en ek weet nou nie hierdie jaar nie, met hierdie weer weet ek nie of enigiemand lus is vir braai nie, maar die feit van die saak is, in Suid-Afrika het erfenisdag met al die mooi ideale wat dit gehad het so 'n bietjie anderster uitgespeel. Maar tog elke keer as ons praat oor erfenisdag en ons praat oor deesdae gaan dit mos nou nie net oor die dag nie, dis nou sommer die maand ook, so nou is dit erfenismaand ook, dat wanneer ons praat daaroor, dan is die gesprekke wat gevoer word altyd so 'n bietjie maar waar kom ons vandaan? Wat is ons erfenis? En dan is dit gewoonlik kultureel gesproke. Vir ons as kinders van die Here, as Christene, weet ons mos dat wanneer ons praat van ons erfenis, oor waar kom ons vandaan, is ons kultuur altyd ondergeskik aan dit wat ons glo, aan Jesus Christus as ons Here en Verlosser. En daarom is, wanneer ons praat oor waar kom ons eintlik vandaan, dan is dit nie heeltemal net in terme van ons kulturele herkoms nie, maar dan is dit in terme van ons herkoms, waar kom ons vandaan, waar het God ons vandaan gebring, en hoe het ons gekom hier waar ons vandag is. En Psalm 145 help vir ons nogal om 'n kykie te kry in ons oorsprong, om te kan terugkyk en te kan sê, maar God is my erfenis. En dis die grootste ding wat ek kan sê, is dat die Here is my erfenis. Hy is die een wat my oorsprong is, en hy is die een wat uiteindelik deur my ook voetspore gaan los in hierdie wêreld. Nou, Psalm 145 is 'n akrostiese psalm. Dit beteken dood eenvoudig dat toe hy aanvanklik geskryf is hy geskryf dat elke sinnetjie het begin met 'n volgende letter van die alfabet. So as jy nou in jou Bybel volg, afhangende van watter vertaling jy het, as jy die 53 of die 2020 vertaling het, dan sien daar staan elke keer 'n alef, bet, gimel, dalet, he, waf, so aan. En dis dood eenvoudig die Hebreëse alfabet. So elke sinnetjie het in Hebreëus, het hy dan nou met die volgende letter. Ons sê nou, ons sê die ene met 'n A begin, 'n B en 'n C en 'n D en 'n E. En dit was vir hulle maklik dan nou om dit so uit hulle kop uit die Psalm ook te kon leer. So ek gaan nou nie elke keer die alef en die bet en die gimel lees nie. Ek gaan net die Psalm lees. Psalm 145 sê 'n loflied van Dawid. Ek wil U verheerlik, o koning my God. Ek wil U naam prys vir altyd en altyd. Elke dag wil ek U prys. Ek wil U naam loof vir altyd en altyd. Groot is die Here en besonder lofwaardig. Sy grootheid is ondeurgrondelik. Geslag na geslag roem U werke. U magtige dade maak hulle bekend. Oor die heerlike majesteit van U luister en U wonderdade wil ek nadink. Oor die krag van U ontzagwekkende dade praat mense. Van U grootheid
wil ek vertel. Jy hoor sommer hoe hy praat oor die generasies na generasies, nê? Oor herinneringe aan u groot goedheid sal hulle uitwy, geslagte na geslagte. Oor u regverdige optrede sal hulle jubel. Genadig en barmhartig is die Here, geduldig en groot in troue liefde. Die Here is goed vir almal en sy barmhartigheid strek oor al sy werke. Here, al u werke loof u en die troue volgelinge prys u. Oor die heerlikheid van u koningskap praat hulle en u mag verkondig hulle, sodat die mensdom kan kennis neem van u magtige dade, van die heerlike majesteit van u koningskap. U koningskap is 'n koningskap vir alle ewighede. U heerskappy duur deur al die komende geslagte. Die Here ondersteun almal wat val en help almal regop wat neergebo is. Almal se oë is vol verwagting op u gerig en u gee vir hulle kos op tyd. Wanneer u hand oopmaak, versadig u al wat lewe met wat hulle wil hê. Regverdig is die Here in al sy weë en trou aan alles wat hy gemaak het. Die Here is naby almal wat hom aanroep, almal wat hom in waarheid aanroep. Hy vervul die wens van die wat vir hom ontzag het. Hulle hulp geroep hoor hy en hy verlos hulle. Die Here beskerm almal wat hom liefhet, maar al die goddeloses delg hy uit. My mond sal die lof van die Here verkondig. Alle mense moet sy heilige naam prys, vir altyd en altyd. Wat 'n ongelooflike, mooi, pragtige psalm. Die Here is my erfenis. En hierdie Psalm 145 laat ons weer besef dat die Here my erfenis is. As hy so praat van die een generasie na die volgende generasie, die een geslag na die volgende geslag, die een groep mense na die volgende groep mense, wat die grootheid en die goedheid van God oordra, dan is dit ons erfenis. Dan kyk ons terug met oë wat raak sien wie God is en wat God doen. Alles wat ons is en alles wat ons het sy oorsprong by God. En God is ons alles. As ek en jy vandag ernstig gaan sit en ons praat met mekaar saam oor ons eie erfenis, waar ons vandaan kom, dan is dit nie so maklik nie. Party van ons sal dalk kan onthou so 2 of 3 of selfs 4 geslagte. Miskien is van julle se geheue goed en julle onthou al die stories wat vertel is. Julle kan dalk al 5 geslagte of wat teruggaan, maar met my is dit nie so nie. Ek kan letterlik 1 of 2 geslagte terug, kan ek eintlik maar onthou van verhale en stories wat vertel is oor my voorsate en wat hulle gedoen het. En dan is dit ook nie vreeslik baie detail in terme van wie hulle was en wat hulle gedoen het, naas nou my eie ouers nie. So ons sukkel partykeer om as ons kyk na ons naby familie, as ons teruggaan. Nou is dit waar dat sommige van ons het geslagsregisters. Wie van julle het 'n geslagsregister van jou familie? Steek gou jou hand op wat ek sien. Dit lyk vir my is daar 'n klompie van ons wat geslagsregisters het. Nou, wanneer jy nou op die geslagsregister gaan kyk, is dit lekker om sommer net die name te lees, maar dit sê nie eintlik vir ons vreeslik baie nie, nê. Dit sê vir ons wie die mense was, hulle name, en dan is gewoonlik maar die pa en dan met wie hy getroud was en dan wie was sy pa en met wie hy getroud was en so gaan jy nou terug op hierdie geslagsregister. Nou die geslagsregister wat ek het van ons familie begin by Johannes Casper Koen, wat in 1741 in die Kaap aangekom het. Om een of ander rede was dit nou nie, ek weet nie waar meer inligting beskikbaar of moeiliker beskikbaar was, om dit nou verder terug op te spoor. Maar hy het in 1741 het hy in die Kaap aangekom op 'n skip met die naam van Huis te Reinsburg. En wat ons van hom weet is dat hy in 'n klein plekkie met die naam van Rosette gebore is in Vlaandere, maar toe hy Suid-Afrika toe gekom het, hy het by die Duitse weermag aangesluit en hy het as 'n Duitse soldaat in die Kaap aangekom en toe hy hier kom, het hy gaan nou maar gesettel soos die meeste ander ouens, het hy vir my huisie so begin maak en opbou en hy is uiteindelik getroud met Anna Maria Cordier
op die 22 September 1748. En as julle nou vinnig is met julle somme, dan weet julle vandag presies 276 jaar terug is hulle getroud in die Kaap. Dis nou my oeroupa grootjie. En ouma grootjie. Vandag is ek en my broers en my sussie is vandag die 8ste generasie na hom. So het nou al 8 generasies. Ons het hierdie week het ons by module 2 het ons gepraat oor die generasies, God se belofte aan Moses, aan Abraham, dat hy sê dat jou kinders sal in slawerny wees vir 400 jaar en vir 4 generasies sal daar bly. En daai generasies is bereken na aanleiding van die eerste persoon se eerste kind. Abraham se kind is eers gebore toe hy 100 jaar oud was. So daarom was dit getel as die eerste generasie en die tweede en die derde en die vierde generasie oor 400 jaar. Nou met ons is dit 'n kwessie van 276 jaar en ons is al 8 generasies verder, nou al 9, 10 generasies. Die klein kinders nou al 10de generasie hierso. Die interessante van dit is dat alhoewel ons hierdie name het en ons so ietsie weet ons eintlik niks. Ek weet nie wie was hierdie mense nie. Ek weet nie hoe het hulle gelewe nie. Ek weet niks van hulle getuienis nie. Ek weet nie of het hulle die Here gedien of het hulle nie die Here gedien nie. Ek weet nie of het hulle impak gemaak in hulle omgewing waar hulle was nie. Ek weet nie of het hulle vir hulle kinders geleer om die Here te vrees en die Here te dien nie. Ek weet niks van hulle nie. Wat ek wel weet is dat my ouers dit gedoen het. Ek weet dat my pa en my ma die Here lief gehad het en die Here gedien het en dat hulle vir ons as kinders geleer het en al 5 van ons dien vandag die Here saam met ons gesinne. So dit weet ek, maar ek weet nie verder terug vrees ek baie van die voorgeslagte nie. So dit help my nie baie as ek nou dink aan erfenisdag en ek moet nou my familie geskiedenis gaan uitlê en probeer uitvind maar was dit 'n goeie geskiedenis? Was daar dalk van hulle wat nie goeie lewens geleef? Was daar 'n klomp skandes? Natuurlik was daar. En almal van ons families was daar 'n klomp skandes. So die geskiedenis is eintlik onseker as ons dit fokus net op onsself en ons eie naby families. So daarom is dit sou dit miskien beter wees om vandag te sê, maar kom ons kyk dalk na die Bybelse geskiedenis. Erfenisdag is dalk 'n tyd om weer te gaan kyk na die hele verhaal van die Bybel en te sê maar hoe het God van Adam en Eva af met mense 'n pad geloop? En dan ken ons mos die geskiedenis. Ons ken die geskiedenis van Adam en Eva en die kosbare verhouding wat hulle met God gehad het en God se intensie, God se bedoeling met hulle. Ons weet hoe dat dinge skeef geloop het in Genesis 3 met die sondeval. Maar ons weet dat in daai selfde verhaal waarvan ons vertel word van die sondeval en die straf wat op hulle kom, dat God onmiddellik aankondig dat hy verlossing sal bring. Uit jou nageslag sal daar iemand wees wat kom en wat die slang se kop vermorsel. Ja, die slang, die Satan sal hom in die hakskeen byt, maar hy sal sy kop vermorsel en daarom weet ons verlossing lê voor. God beplan dit uit die nageslag van Adam en Eva uit. En so van generasie na generasie sien ons hoe dinge partykeer goed loop en partykeer sleg loop. Ons lees sommer in die eerste 11 hoofstukke van Genesis wat eintlik die voorgeskiedenis is, wat 2000 jaar in 11 hoofstukke is, lees ons nie net van die skepping nie, ons lees nie net van die sondeval nie, maar dan lees ons ook van die sondvloed. Ons lees van die vloed wat kom in Noag se tyd omdat die wêreld so goddeloos geraak het en dat God uiteindelik kom en weer 'n nuwe begin maak deur Noag. En ons weet dat net daarna loop dinge weer skeef en dan lees ons van die toring van Babel en die spraak wat verwar word by die toring van Babel. En dat God vir hulle sê, julle is al klaar hardkoppig, julle luister nie, julle doen nie wat ek sê en gaan en versprei oor die aarde nie. Dan lees ons Genesis 12 en verder, die res van Genesis lees ons mos die verhaal van die aardsvaders, Abraham, Isak en Jakob. En ons lees die verhaal van Josef, hoe hulle in Egipte gekom het, want hulle sou in Egipte kom sodat hulle daar vir 400 jaar sou bly, sodat God sy genade sou betoon aan die mense in Kanaan en dat hulle geleentheid sou kry om terug te draai na God toe, wat hulle dan nie doen nie. En dan kom die volk terug uit Egipte uit. Exodus verhaal vertel vir ons die res van die Pentateeg, nee, Exodus
Levitikus, Numeri, Deuteronomium vertel vir ons hoe dat hulle dan nou uiteindelik deur die woestyn trek, hoe dat God sy wet vir hulle gee, hoe dat God met hulle praat, hoe dat God vir hierdie volk wat miljoene mense is, leer hoe om hom te dien en hom te volg. Nou dat julle my kinders is, nou dat julle in my glo, is dit hoe julle moet lewe, dis hoe julle my moet eer, dis hoe julle my moet dien. God loop met hulle die pad, God sê vir hulle hoe hulle hom moet dien, God leer vir hulle, en dis die erfenis. Dis die erfenis wat ons het, is dat God met ons kommunikeer, met ons praat en ons dit openbaar. Ons lees in Josua uiteindelik hoe dat Moses sterf en Josua lei hulle die beloofde land in. Hulle neem hierdie land in wat God al honderde jare tevore beloof het aan hulle voorgeslagte. En dan kry hulle die land en dan dien hulle die Here en dan hou hulle op om die Here te dien nadat Josua gesterf het. En dan kom die rigterstyd, 'n tyd wat hulle geen geestelike leiers gehad het nie, wel hulle nie gesteer het aan die priesters en die ouens wat eintlik vir hulle moes lei om te help om in aanbidding voor God te leef nie. En dan elke keer as hulle sondig en afgode aanbid en so meer, dan stuur God 'n volk om hulle te straf en dan kom daar straf oor hulle lewens en dan kry hulle swaar en dan na verloop van tyd met hierdie swaar kry wat hulle beleef, dan na verloop van tyd, dan is daar iemand wat uitroep tot God, wat om vergifnis vra. En dan luister God en dan hoor God. En in sy genade gryp hy in. En dan kom die Here en dan stuur hy 'n rigter. En so elke keer is daar 'n volgende rigter en dis die boek Rigters. Maar dan kom hulle aan die einde van die rigterstyd in Samuel se tyd, kom hulle en hulle sê, maar ons wil nie meer hê dan moet nou net 'n rigter wees nie. Die ander volke het konings, ons soek ook 'n koning. En dan is Samuel so hartseer as hy voor die Here huil eintlik daaroor en sê, Here, wat 'n verskriklike ding is dit, dat hulle vra, hulle soek 'n koning. En dan verstaan ons nie presies Samuel se motief nie, maar wat ons raak sien is dat God vir Samuel sê, Samuel, dis nie vir jou wat hulle verwerp nie, dis vir my wat hulle verwerp, ek is hulle koning. En nou soek hulle 'n aardse koning, maar kom ons gee vir hulle 'n aardse koning. En hulle gaan swaar kry onder daai konings, en dan is dit inderdaad so. Saul word 'n koning, hy laat hulle vreeslike belastings betaal. Dawid word koning, hy laat vir hulle oorlog voer die hele wêreld vol. Uiteindelik na Dawid word Salomo koning. Salomo trou met 'n prinses van elke ou wat naby hom leef, sodat hy vrede het. Hy trou homself in vrede in. En die enigste tyd wat daar wêreldvrede was, lyk my was in Salomo se tyd gewees, want hy is uiteindelik getroud met 1000 vrouens. Want hy trou elke ou wat ernstiger iemand of iets is, trou hy met sy dogter, laat almal is sy skoonpaas. So niemand fight met hom nie en niemand het oorlog met hom nie. Maar in die proses het Salomo weggedraai van die Here af en het hy saam met van hierdie vrouens begin om hulle afgode te aanbid. En dis die val van Salomo. En dan sien ons dit uitspeel in die volgende generasie, hoe sleg dit is, dat toe Rehabeam koning word, Salomo se seun, toe Rehabeam koning word, toe hy skielik 'n rammetjie uitnek en hy's nog jonk en hy wil vir almal wys, maar hy kan die ding doen. Hy volg nie die raad van die wyse manne wat vir sy pa raad gegee het nie. Nee, hy kry al sy pelle bymekaar en hy sê julle vir my, en hulle sê vir hom, jy moet vir hierdie manne sê, as my pa vir julle laat swaar kry met belasting, ek gaan vir julle nou dubbel en dwars laat belasting betaal. En dan doen hy dit, en dan natuurlik dan weet ons 10 van die stamme sê, jammer, ons gaan nie saam met jou loop nie. So koning soek ons nie. En dan breek 10 van die stamme weg en hulle maak vir Jerobeam hulle koning. Rehabeam bly koning oor die 2 stamme in die suide. En hierdie pad van gehoorsaamheid, ongehoorsaamheid, loop dwars deur die Ou Testament, tot daar waar die 10 stamme in die noorde uiteindelik deur die Assiriërs in ballingskap weggevoer word. Hulle is weg, hulle is versprei oor die aarde, hulle kom nooit weer bymekaar as volk van God nie. Die 2 stamme in die suide bly nog vir 'n tyd aan. Na die Assiriërs kom natuurlik die Babiloniërs. Die Babiloniërs kom en val uiteindelik vir hulle aan en neem Juda in. En dan word hulle in ballingskap weggevoer. Maar God sê vir hulle, want onthou, Juda is een van hierdie stamme. En uit die nageslag van Juda moet die Messias gebore word. Dit het God van die begin af gesê. So God is getrou aan sy belofte in Genesis. Ek sal dit doen, want God is 'n God wat sy beloftes nakom. En daarom na 70 jaar sou hulle terugkom. In hierdie tyd natuurlik het die Meders, die Babiloniërs oorwin en die Perse die Meders oorwin, die koninkryk saamgesmelt en so meer. Na 70 jaar kom hulle terug na die beloofde land.
maar hulle het nie 'n koning nie. Hulle land is afgebreek, die stad is vernietig, die tempel is afgebreek. Uiteindelik slaag hulle daarin om weer 'n tempel gebou te kry. Maar hulle leef maar weer amper soos in die rigterstyd, so sonder leier leef hulle en so ploeter hulle voort. Nog steeds onder heerskappy van wêreldleiers. Tot ons dan aan die einde van die Ou Testament kom en dan tussen die Ou en die Nuwe Testament se 400 jaar. 400 jaar wat verloop, waar uiteindelik die Grieke dan die Perse oorwin. Die Grieke word die wêreldmag van daai tyd. En in daai 400 jaar word die Grieke se kultuur en taal en alles afgedwing op die hele wêreld waarin hulle is. En daarom as ons omdraai na die Nuwe Testament, dan vind ons uit maar almal praat skielik Grieks. Dit het gebeur na die 400 jaar tussen die Ou en die Nuwe Testament. En dan het teen die tyd wat ons dit lees, het die Romeine alweer die Grieke oorwin. Die Romeine was nie so besorg gewees oor die taal en die kultuur nie, as wat hulle besorg was oor handel nie. En daarom het die Romeine gegaan, hulle het paaie gebou en hulle infrastrukture gebou, om seker te maak dat daar 'n goeie handel gedryf kan word. En dan as Jesus kom in die Nuwe Testament, dan sien ons God het deur al hierdie ouens, het hy die plek en die tyd agter mekaar gesit vir die ideale tyd vir die evangelie om aan te breek, die goeie nuus in Jesus Christus. Jesus kom, hy word 'n mens, hy sterf aan die kruis, hy staan op uit die dood, hy vaar op na die hemel toe, en dan word sy gees uitgestort. En nou moet hierdie klompie mense, moet nou die evangelie die wêreld invat. Maar wat het gebeur? God het oor jare heen, het hy die wêreldtaal Grieks gemaak. Hulle kan baie maklik in Grieks kommunikeer. Almal praat Grieks. Jy kan in Grieks met almal praat en met almal kommunikeer. Die Romeine het die paaie gebou. Paulus, hulle kan reis, want die paaie is gemaak en die paaie is gebou en mense kan reis en dis een wêreldryk, so jy hoef nie met 'n paspoort oor 'n grens te gaan en bang te wees iemand gaan jou uitskop uit 'n land uit nie. Alles is onder die Romeine, so jy kan ry waar jy wil of loop waar jy wil en gaan waar jy wil en so word die evangelie dan die wêreld heen verkondig. En dan natuurlik het ons die verhaal van Handelinge wat vir ons vertel hoe dit die kerk gegroei het in daardie tyd. Dis die Bybelverhaal. Ons sou nou ook kon kyk op Erfenisdag bietjie verder na die kerkgeskiedenis en sê maar goed, wat het gebeur toe nou na Handelinge? Toe daai fase verbygaan, wat het toe gebeur? Want dit is mos nou Erfenisdag en miskien wil ons weet maar wat het in die kerk gebeur en dit gaan vir ons 'n dag of 3 besig hou as ons dit nou alles moet deurpraat, maar in kort wat gebeur het is die kerk het aanvanklik is vervolg en as gevolg van die vervolging van die kerk het die kerk versprei. Dat die oomblik toe hulle vervolg word en mense gegaan na elke plek toe denkbaar en waar hulle gekom het en waar hulle gegaan het die evangelie van Jesus gaan verkondig. Het hulle gemeentes geplant en het die kerk dwars deur die bekende wêreld van daai tyd versprei. Die kerk was nog 'n Romeinse ryk gewees, maar die kerk was eintlik die ruggraat wat die hele samelewing bymekaar gehou het. Toe die Romeine met hulle swak morele keuses begin uitmekaar uitval het. In 312 na Christus het Konstantin tot bekering gekom. Nou is die hele verhaal rondom Konstantin se bekering, hoe dit gebeur het en hy moes oorlog maak teen 'n ou en hy het elke keer hierdie oorlog verloor en uiteindelik het hy in die nag gelê en het hy sommer net begin bid dat God hom sal help. En toe het hy 'n visioen gehad van 'n kruis en gesê onder hierdie simbool moet jy die oorlog voer. En dat hy toe later die nag het hy 'n droom gehad hoe dat God aan hom verskyn in Jesus Christus. Nou of Konstantin se bekering onmiddellik daar 'n ware bekering was of nie, dit weet ons nie. Hy is donkie jare later eers is hy gedoop. Maar intussen het hy nog bietjie vasgehou aan sy afgode en al hierdie goed. Maar dit het 'n draai gebring in die geskiedenis. En dit het gemaak dat Konstantin net op 'n dag het hy net gesê, okay, nou van nou af vervolg ons nie meer die Christene nie. Die Christene is nou die voorkeur godsdiens in die Romeinse ryk. En daarom het almal skielik onmiddellik Christene geword. Hulle het nie tot bekering gekom nie, hulle het nie hulle lewens vir die Here Jesus gegee nie. Maar skielik het almal by die Christene se groepe opgedaag en die mense het nie die plek gehad vir al hierdie ouens nie. Uiteindelik het Konstantin en die ouens wat op hom gevolg het begin help om
om hierdie hele ding te organiseer, van kerk te organiseer. So wat hulle gedoen het, is hulle begin kerkgeboue bou van die staat se kant af. Maar hulle het ook die stelsel, die hele struktuur van die staat het hulle net so oorgepas op die kerk. En dis hoekom hulle hierdie ding ingestel het van priesters en kardinale en tot by die paus en so aan. Biskoppe en kardinale het hulle ingestel, want dit was 'n stelsel, 'n hiërargiese stelsel wat hulle gehad het in die Romeinse Ryk, en dit het hulle net so op die kerk gaan dupliseer, om net die groei van die kerk te probeer organiseer. Die hartseer was, dat skielik was die kerke vol mense, maar hierdie mense het nie die Here gedien nie, hulle het nie vir Jesus geken nie. En stelselmatig het daar die slegte verhale, wat in die kerk en deur die kerk plaasgevind het al hoe groter en groter en groter geword. En dis die hartseer van die geskiedenis van die kerk. Vir jare lank het daar die gruwelikste goed gebeur. Mense het mekaar doodgemaak op gruwelike maniere, onder die naam van die kerk en onder die naam van Jesus Christus en onder die naam van die kruis, het hulle mense vervolg, mense doodgemaak, sommer net sal nie met hulle saamstem nie, en so meer. En dit het 'n laagtepunt bereik hier teen die middeleeue. Teen die begin van die 1500s sien ons dat daar al 'n klomp verskillende mense is wat opgestaan het en gesê het, so kan dit nie aangaan nie. Ons moet terug na die waarheid toe. Die Bybel was nie in 'n leesbare vorm vir enige iemand van daai tyd nie. Hulle het die Bybel in Latyns gelees, wat natuurlik die Romeine se taal was. Hulle het dit in Latyns gelees, maar niemand het meer Latyns eintlik verstaan nie. So die priesters moes Latyns leer, sodat hulle dit in Latyns kon lees, en 'n preek in Latyns kon lewer, wat geen mens verstaan het nie. En almal het maar daar gesit, en almal het maar geluister, en niemand het verstaan nie. En dan kom uiteindelik die reformatie. 31 Oktober 1517 het Martin Luther, wat daai tyd 'n hoogleraar was, met ander woorde, hy was 'n dosent in teologie gewees binne die Romeinse Katolieke Kerk se seminarium waar hulle priesters opgelei het Martin Luther gegaan en gesê, so kan dit nie aangaan nie. Hy was by die Universiteit van Wittenberg, en hy sê, dit kan nie so nie, want dis nie wat die woord sê nie. Dit wat verkondig word deur die kerke, is nie wat die woord sê nie. En dan gaan hy en dan spyker hy sy 95 stellinge teen die kerk se deur in Wittenberg vas. En uit dit uit ontstaan dan die hele reformatie. Die reformatie was aanvanklik bedoel gewees om die kerk, die bestaande kerk, van binne af te reformeer, met ander woorde terug te vat na die woord toe. En dis waar ons kom met die 5 solas. Julle onthou die 5 solas, nee, ons sing dit ook baie keer met daai lied wat ons sing, Sola Christo. Wat hulle dan sê, slegs genade, slegs geloof, slegs die woord van God, slegs Jesus Christus, en slegs lof en eer aan God. Soli Deo Gloria, slegs aan God die eer. Dit was die slagspreuk van die reformatie gewees. En dan uit die reformatie uit sien ons kom daar nuwe lewe, maar daar's ook geweldige teenkanting natuurlik, want hulle staan op teen die leer van die kerk van hulle tyd, en dan met die tyd kom hulle agter, maar hulle is nie besig om die kerk te reformeer nie, maar die kerk werk hulle uit, en dan skop die kerk hulle uiteindelik uit, en dan word dit 'n kerk op sy eie. Dis wat die gereformeerde kerke vandaan. En dan sal mense so wens dat die gereformeerde kerke dan nou 'n mooi geskiedenis moet hê, maar baie gou sien ons dat sommer in Martin Luther se tyd is daar bloeddorstige oorloë tussen die ouens wat nou gereformeerd is en die mense van die Romeinse kerk van daai tyd, wat mekaar doodmaak oor en weer, en die vreeslikste goed wat plaasvind. Na hulle kom die Anabaptiste. Mense wat gesê het, nee, maar wag so 'n bietjie, die doop, kinders kan nie gedoop word nie, net volwassenes kan gedoop word wanneer hulle tot bekering kom. En dan is dit so 'n stryd dat hulle oor en weer mekaar doodmaak op gruwelike maniere. Mettertyd groei die kerk en gaan die kerk aan. En deur die jare heen en deur die eeue heen tot waar ons vandag is, het die kerke al baie keer die aakligste, verskriklikste goed aangevang. Maar was daar altyd ook 'n nuwe spruit van God se genade. Van 'n takkie wat uitgroei, wat weer terugdraai na God toe. Wat sê, maar kom ons kom by die woord uit. Die woord van God, dit is die waarheid. Ek het in die week 'n gesprek met Johan gehad, en ons praat toe oor hierdie hele ding van ons erfenis en binne in die kerk. En toe sê hy 'n ding wat by my vasgesteek het. Hy sê toe dat dit wat 'n mens doen wat verkeerd is, beland altyd in die media.
En dit wil jy reg doen, praat niemand oor nie. En ek besef toe hoe waar dit is. Maar dit wat reg is, dit word ons getuienis. Dis die goed wat iets van God se liefde, God se goedheid oordra. Maar natuurlik is dit mense wat binne in die kerk is. En niemand van ons kan sê dat ons nooit foute maak nie. En dat wanneer ons foute maak, dan roep God ons tot bekering. Maar dit verander nie die feit dat ek die fout gemaak het nie. En as ons mekaar heeltyd herinner aan die foute, dan gaan ons nooit verder kom nie. So daarom moet ons mekaar altyd meet aan vandag. Ons altyd sê, maar waar staan ons vandag? En as ek vandag weet, my broer of my suster Sondag, dat ons mekaar vandag aanspreek. Dis deel van die roeping van die kerk. Ook hier in Suid-Afrika het die kerk aan die een kant slegte naam gekry. Aanvanklik was die Nederduits hervormde gereformeerde kerk, wat van die Nederland af oorgekom het, was dit die kerk wat gevestig is. Stelselmatig die kerk toe nou verdeel. Die gereformeerde kerk het weggebreek as gevolg van die feit dat oor die liedere wat gesing is, aanvanklik. Later tyd die NG Kerk en die hervormde kerk van mekaar verdeel as gevolg van die nagmaal. Die feit van, moet ons uit die beker uit drink of kan ons uit die kelkies uit drink. So jy kan nou sien die goed wat stryd gebring het. En dan kyk ons vandag terug en dan dink ons, grote griet, jy weet, hoekom het ouens daai tyd oor sulke goed beklei? Maar miskien sal oor 2, 3, 4 generasies van hier af, sal ons kinders vir mekaar sê, maar hoekom julle beklei oor die goed, waaroor julle beklei? Maar die feit van die saak is, as dit gaan rondom die woord van God, dan moet ons daarvoor staan, dan moet ons daarvoor veg. Ons kan nie anders doen nie. So binne in ons kerk was daar ook goeie goed wat gebeur het. Vanuit die NG Kerk in Suid-Afrika is die hele suidelike Afrika as kerke ingeplant. Vandag in Malawi is meer as, ek dink omtrent 75% van die bevolking van Malawi is deel van die kerk wat geplant is deur die NG Kerk. Is groter as die NG Kerk in Suid-Afrika, met 'n bevolking van net 2 miljoen mense in hulle land. Vanuit Suid-Afrika, van die NG Kerk is in Sri Lanka, is daar groot kerk geplant. In die ooste op verskillende plekke, reg deur die wêreld, het sendlinge gegaan. Jy weet ons nou van Geraldine, wat 'n sending uit Suid-Afrika uitgaan, en wat daar in Tibet en omgewing die evangelie van Jesus gaan oordra. Dis wie ons is, dis wie die kerk is. Die kerk is die gestuurdes van die Here Jesus, dis hoekom ons gesing het, Here stuur my, hier's ek om te gaan, ek is beskikbaar. Dis deel van ons geskiedenis. Die afgelope jaar het die NG Kerk 1 miljard rand bygedra tot die welsyn en armoedeverligting en om kos by mense uit te bring. Dis mooi goed wat ons van weet, maar intussen weet ons alles ook nie goed nie. Weet ons van foute wat gemaak word, swak besluite wat geneem word, goed wat die naam van God sy eer aantas. So as ons saam met Dawid dan gaan sit en sê, okay, maar kom ons vergeet nou al hierdie erfenisgedeeltes en ons gaan kyk net wat sê Psalm 145, is dit dalk ons beste opsie om te kyk na erfenisdag. En ek gaan nou baie vinnig wees met dit. In Psalm 145 lees ons dat saam met die voorafgaande van Psalm 138 tot 145 is dit psalms wat eintlik getuig oor die betroubaarheid van God deur die eeue heen. Wat eintlik sê dat God ons erfenis is, want dis die enigste konstante wat van geslag tot geslag aanloop. Mense is nie konstant nie. Mense is nie dieselfde nie. Mense bly nie by die waarheid nie. Daar's gedurende op en af. God verander nie oor die generasies heen nie. Maar deur die generasies heen het mense vir God aanbid. En dit gee vir ons hoop. God se plan en bedoeling verander nie. En daarom sluit Dawid uiteindelik hierdie Psalm af met vers 21, waar hy sê, my mond sal die lof van die Here verkondig. Alle mense moet sy heilige naam prys vir altyd en altyd. Hoe mooi is dit? My mond, ek en jy, wat vandag hier is, wat iets van ons erfenis dalk wil vier, kan sê, maar as ek my erfenis vier, wil ek sê, my mond sal die lof van die Here verkondig. Ja, alle mense rondom ons moet sy heilige naam prys vir altyd en altyd.
Hierdie Psalm kan so in 2 gedeeltes verdeel word. Alhoewel as jy hom lees, dan is elke versie, kan jy eintlik daai versie lees en sê, maar hierdie vers alleen sê vir my so groot waarheid oor wie God is, dat ek dit sommer net vir 'n hele dag of 'n hele week kan oordink. Maar as ons dit wil indeel, die Psalm, dan sien ons dat die eerste 9 verse loop so 'n bietjie saam. En dit besing God se lof aan die hand van sy karaktereienskappe, wie hy is, sy kwaliteite, wie God is. En dit word verbind dan aan voorbeelde wat hy hier en daar gebruik om te sê hoekom dit gesê word. So as ons na die eerste gedeelte kyk, dan sê ons, as ons nadink oor ons erfenis, dan gaan dit oor wie God is. Nie wat ek van hom dink nie, maar wie God is, hoe hy homself bekend gemaak het. Die tweede gedeelte van vers 10 tot 21 raak so 'n bietjie meer spesifiek en besing God se lof meer direk aan die hand van sy groot werke en sy magtige dade. Dit wat God doen en wat God gedoen het deur die generasies heen. En dan in hierdie goed wat God doen, dan kom hy na gee beloftes. Beloftes wat gekoppel is aan dit wat God doen. Hoekom het God dit gedoen? Hy doen dit, want dis wie hy is, en dis wat hy altyd doen, en daarom kan ons dit vat as 'n belofte vir ons eie lewe, en kan ons daaruit leef. So as ons dan terugkyk, dan kan ons mos nie anderster as om na te dink oor ons lewe in die skaduwee van wie God is nie. En dan gaan ek net so 'n paar goed noem wat ons lees in die eerste gedeelte oor hoe God dan nou beskryf word. Hy sê, ek besing sy lofwaardigheid wat vir altyd en altyd geprys moet word. Hy is die lofwaardige God. Hy is die God wat groot is en oor wie jy moet sing. As jy oor hom nadink, kan jy nie anderste nie, jy moet 'n lied sing tot eer van die Here. Die tweede sê hy, sy grootheid wat ondeurgrondelik is. Die grootheid van God is so, as ek dink ek kan dit beskryf, dan vind ek uit, ek kan nie. Dis ondeurgrondelik. Ek kan nie die grootheid van God, met wat dit beteken, ten volle saamvat nie, of bedink nie. Dis net te groot vir my verstand. Sy heerlike majesteit, wat alles verlig. Sy majesteit is sy koningskap, die feit dat hy heers oor die heelal. Nie net oor Burgersfort en Steelpoort, of oor my huisgesin, of oor my familie, of oor Suid-Afrika nie. Maar die feit dat sy lig oor alles skyn, hy is koning oor dit alles. En daarvoor prys ek hom. Ek prys hom oor sy wonderdade, wat 'n mens uitnooi, om vir altyd daaroor na te dink. God is 'n God van wonders. God is 'n God wat onmoontlike moontlik maak. Hoekom? Want hy is almagtig. En daarom, as ek nadink oor wie God is, dan kan ek nie anders as om te sê, hy is die God van die onmoontlike. Hy is die God van die onmoontlike. Sy ontzagwekkende, magtige dade waaroor jy nie kan stil bly nie. As ek kyk na wat God is, dan sien ek dat wanneer God wandel, wanneer God beweeg, wanneer God praat, wanneer God geëer word, in wie hy is, in wat hy doen, word sy grootheid elke keer weer oorgedra. Sy groot goedheid, waaroor ons nie uitgepraat kan word nie. Hy skryf in die Psalm dat ek kan nie ophou praat van die goedheid van die Here nie. Goedheid is iets wat vir ons moeilik is, want dit wat vir my goed is en wat vir jou goed is, mag dalk verskillend wees. Maar as die Bybel praat oor die goedheid van God, dan praat hy oor uit God se prentjie. Dit wat vir God reg en volmaak en perfek is, dit is wie God self is. Daarom praat ons oor die goedheid van die Here, in terme van wie hy is, nie net omdat hy goeie goed vir my doen nie, maar omdat hy goed is in sy wese, sy regverdige optrede, waaroor 'n mens net wil jubel, dankie tog dat God nie 'n wispelturige God is nie, maar dat God regverdig is. Sy genade, sy barmhartigheid, sy geduldigheid, sy groot troue liefde en sy glansryke koningskap, waarvoor mense oral oor ontzag sal hê en hulle met ontzag sal vervul. Vers 13 som dit eintlik op as hy sê, u koningskap is 'n koningskap vir alle ewighede. U heerskappy duur deur al die komende geslagte. Hy sê,
Die een konstante waarheid, grootheid in ons lewens oor alle generasies heen is wie God is. Wie hy is as koning, sy heerskappy wat duur oor alle generasies heen. En is hier in wie hy is, waarom ons vir hom ontmoet. God word nie God net in my lewe nie. Met ander woorde waar ek is nie. So as ek nou elende het en die weer speel nie lekker saam, dat ek 'n behoefte het aan 'n God wat die weer kan beheer nie. Dis hoe die ander godsdienste dink oor hulle gode. Maar ons ontmoet 'n God wat in wese alles is. En vir ons sê, met ons gebroke lewe kan ons veilig kom by hom op grond van wie hy is. Want hy is altyd dieselfde. En dis ons erfenis. Maar dan gaan die Psalm voort en hy lei vir ons van vers 14 af in die beloftes. En ek gaan nou net die beloftes vir ons lees. En ek wil hê elkeen van julle moet nou luister na hierdie beloftes. En daar waar jy vandag is of in hierdie fase van jou lewe is, en jy hoor, wat is dit wat God vandag vir jou wil sê rondom sy beloftes? Hy sê van vers 14 af, die Here is goed vir almal. Ons net nog sê, sy goedheid is sy karakter. En sy goedheid vloei uit na die Here is goed vir almal. Die Here ondersteun almal wat val. Almal wie gebroke is. Hy is die God wat vir ons ondersteun. Al wat ons moet doen is ons moet dit raak sien. Al wat ons moet doen is ons moet onsself daar in sy teenwoordigheid plaas, in hom vertrou. Die Here help almal op wat neergebo en plat op die grond is. Almal wat plat geslaan is, help hy op. As dit vir my voel, die mat is onder my voete uit. Ek het net nie meer hoop nie. Dan sê, nou kom die Here en hy kom help my daar. Die Here gee almal kos op die regte tyd. Hy versorg vir ons. Die Here versadig al wat lewe met wat hulle wil hê. Die Here is regverdig in al sy weë. Die Here is getrou aan alles wat hy gemaak het. Die Here is naby almal wat hom in waarheid aanroep. Hy is naby aan almal wat hom in waarheid aanroep. Hy is by almal, maar nie almal beleef sy nabyheid nie. Hulle wat hom aanroep, verklaar hy, hier is ek. Die Here vervul die wens van die wat vir hom ontzag het. Hy hoor ons smeekgebede. Hy hoor ons hartsbegeertes. Die wat vir hom ontzag het. Die Here hoor die hulpgeroep van die wat vir hom ontzag het en hy verlos hulle. Hy hoor hulle hulpgeroep en hy gee verlossing. Die Here beskerm almal wat hom liefhet. En dan sê hy, maar al die goddelose mense delg hy uit. Die Here beskerm almal wat hom liefhet. Maar al die goddelose mense delg hy uiteindelik uit. En dis die Here wat ons aanbid. Hy is ons erfenis. By hom is ons veilig. So as ek vra, waar kom ek vandaan? Dan is die beste om te sê, ek kom van God af. My lewe is 'n lewe voor die aangesig van God. My lewe is 'n lewe in God se teenwoordigheid. Die Here is die een wat vir ons veilig hou, wat vir ons beskerm en wat vir ons bewaar. Hy is ons erfenis. Hy gee vir ons lewe. En my gebed is dat ek en jy en die generasies wat kom na ons, dat ons sal aanhou getuig oor wie God is, oor wat God doen. Dat ons in alle omstandighede die knie sal buig voor die Here
Sê Here, U is die waarheid. U is goedheid. U is heilig. U is regverdig. U is reg. U is almagtig. U is koning. U heers. Daarom buig ek elke keer voor God. En wat God sê, is reg en is goed. Kom ons bid saam. Hemelvader, ons buig voor U in aanbidding vandag. Ons buig voor U, Here, want U kom in U majesteit en U heerlikheid. En Here, U is die God wat vir ons veilig vashou. Wat met ons kommunikeer. Wat vir ons sê U is hier. Wat vir ons ontmoet. Wat ook vir U kinders beloftes gee om aan vas te hou. Wanneer die lewe vir ons oorweldig. Dankie Vader, dat ons kan weet, ons erfenis is nie maar net dit wat hier rondom ons gebeur, of dit wat nou in ons geskiedenis plaasvind, maar ons